Vriende, wat 'n voorreg om weer saam met u te kan wees rondom die woord van die Here. Wat 'n voorreg om na hierdie baie kosbare gedagte te kyk van verhoudingsprobleme en die Bybelse oplossings daarvoor. Ons het alreeds so 'n bietjie gekyk na verhoudingsprobleme en besonder ook die huweliksverhouding. Ons het 'n bietjie gepraat oor die gedagte van dat die man moet sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een wees. Ons het bietjie daarna gekyk en vanmôre gaan ons so 'n bietjie begin om 'n kort eksamen af te lê. Nou, ek weet die meeste van u is nou geweldig opgewonde want ons almal is mal oor eksamens en ons wil graag toetse skryf en ja, kinders en almal is opgewonde daaroor, so halftongetjies. Maar ek wil u vra om so 'n bietjie eerlik te wees met u self en dan ook met u huweliksmaat. En u is welkom om dit later weer te luister, maar ons gaan so 'n bietjie eksamen af lê want die meeste persone dink maar ek gee baie in my huwelik en die man dink hy gee baie vir sy vrou, die vrou dink sy gee baie vir die man. En op die einde van die dag begin hulle huwelik al hoe meer kwyn en later beland die huwelik in egskeidingshof en hulle dink by hulle self, wat het ek dan verkeerd gedoen? Ek het gedog my verhouding met my vrou of my man is eintlik nie te sleg in vergelyking met ander mense se nie. En ek wil vir u vra dat u saam met my bietjie deur hierdie toets sal werk en ons gaan so 'n bietjie punte gee. 1 gaan wees vir nooit, 2 soms, 3 is dikwels, 4 is baie dikwels en 5 is altyd. En u moet eerlik wees met uself en eerlik wees met die Here. En dan gaan ons bietjie kyk na hierdie huweliksverhouding en hoe lyk my en jou huweliksverhouding werklik voor die Here en stuur ons huweliksverhouding nie miskien af op 'n ramp waar ons as belydende kinders van die Here eendag met 'n rooi gesig gaan staan en miskien in 'n egskeidingshof gaan beland omdat ons nie gewaak het oor hierdie allerbelangrikste verhouding wat God daar gestel het, naamlik 'n huweliksverhouding nie. Ek het vir u gesê in die boodskap wat verby is, as u ongered is, as u die Here nie ken nie, as u maar net 'n naamchristen is, gaan hierdie goed nie vir u sin maak nie. Dan gaan u na die wêreldse raad toe gaan, u gaan probeer om oplossings te soek in tydskrifte en soekie se hoekie en al hierdie goed wat mense skryf en mense sê en jy gaan nooit uitkom by die punt wat God vir jou sê dat jy moet minder word sodat hy meer kan word nie, wat jou huweliksverhouding aanbetref nie. So kom ons kyk bietjie na jou en my verhouding. Ons gaan 'n paar vrae vir jou vra terwyl ek hierdie vraag vir my eie hart vra en ek gaan ook selfs punte vir my gee hoe my verhouding met my vrou lyk en as jy 'n vrou is hoe jou verhouding met jou man lyk. Nou vriende, die gedagte net in die eerste plek is, aanvaar ek my lewensmaat vir wie hy of sy is, of is ek gedurig deur veroordelend teenoor hulle? Ek wil vir u sê, in die jare wat ek in die bediening is, kom ek agter dat die man probeer sy vrou verander soos hy is, en die vrou probeer haar man verander soos sy is. En hulle is in oorlog met mekaar en hulle kom nie oor die weg met mekaar nie. En ek het al baie keer in beradingssessies vir die man gevra, luister, hoekom het jy nie met jouself getrou nie? As jy dan nie tevrede is met jou vrou nie en sy doen alles verkeerd en sy sit hierdie goed op verkeerde plek in die huis en sy pak daai ding verkeerd in die kas weg en sy doen nie wat jy vir haar vra nie, hoekom het jy jouself nie getrou nie? En ek vra vir die vrou dieselfde. As jou man nou kwansy's nou so is en hierdie kant toe en daardie kant toe gaan, hoekom het jy nie met jouself getrou nie? En 9 uit die 10 kan jy nie 'n antwoord gee nie, want jy sien, wanneer mense gekonfronteer word met hierdie groot waarheid, begin hulle vir hulle self dink. Die vraag wat ek jou vra, sit langs hierdie vraag, 1 nooit, 2 soms, 3 dikwels, 4 baie dikwels of 5 altyd. Aanvaar ek my lewensmaat vir wie hy is of vir wie sy is, of is ek gedurig deur veroordelend teenoor hulle? Kritiseer ek wat hulle doen, wat hulle aanpak, as hulle miskien vir my 'n guns probeer doen, is ek basies op hulle af soos 'n ton bakstene en ek kritiseer hulle oor hoe hulle dit gedoen het. Ek wil vir u sê, hierdie goed breek my hart, veral in die kerk van die Here Jesus, as ek agterkom dat mans en vrouens bely, hulle is lief vir die Here, maar hulle is nie lief vir hulle man of vir hulle vrou nie. Luister, jy kan God nie lief hê as jy nie jou man en jou vrou lief het nie. Die Here sê, hoe kan jy sê het God lief wat jy nog nooit gesien het nie, maar jou man en jou vrou wat jy elke dag sien, het jy nie lief nie, of jou broeder, sê die Bybel dan. So ek moet bietjie hand in eie boesem steek en kyk of dit nie melaads uitkom nie. Aanvaar ek my lewensmaat vir wie hy of sy is, of is ek gedurig deur veroordelend teenoor hulle? Romeine 15 vers 7, daar staan, neem daarom mekaar aan, soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. Romeine 14 vers 1, en neem hom aan wat swak is in die geloof, nie om oor sy gevoelens te oordeel nie, laat ons dan op mekaar ag gee, nie om mekaar te oordeel nie, maar besluit dit liewer, om nie die broeder 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie. Hier kom die apostel Paulus en hy praat met die gemeente, maar ons kan dit net sowel van toepassing maak op die huwelik, want luister, jou huweliksverhouding is belangriker as enige ander verhouding in hierdie wêreld. Daarom sê die Bybel, daarom moet ons mekaar aanneem
Die Bybel sê ons moet hierdie gesindheid in ons hart hê om mekaar te koester en dan neem hom aan wat swak is in die geloof. Ek hoor dikwels dat 'n vrou miskien iets verkeerd doen, dan sal die man vas sê, ek dink nie jy's gered nie man, ek dink nie jy ken die Here nie. Of die man sal iets verkeerd doen en die vrou sal vir hom sê, jy's 'n regte granietblok. Ek dink jy ken die Here nie man. Jy's 'n skynheilige en soos hulle besig om modder te gooi en heeltyd besig om mekaar af te breek, terwyl die Bybel vir ons sê dat ons in die eerste plek neem daarom mekaar aan soos Christus ons ook aangeneem het. Hoe het Christus ons aangeneem? Onvoorwaardelik. Vriende, luister. Hy het nie vir my gesê jy moet beter word voor ek jou my kind maak nie. Hy het ons kom trek, hy het ons kom roep, hy het ons lewe kom gee. Ja, nou dat ons die Here ken, dien ons hom met 'n nuwe lewe en met 'n totale oorgawe. Die Bybel sê, hoekom doen ons dit? Tot heerlikheid van God. Daarom het ek my vrou lief, omdat ek God lief het. U sien, dis 'n direkte konnotasie. Jy kan nie sê ek het God lief, maar jy het jou vrou nie lief wat God jou gegee het nie. Jy kan nie haar geloof heeltyd beoordeel aan die hand wat jy dink sy moet wees of nie moet wees nie. Ek wil vir u sê, as ons moet begin vingerwys en sê jy's gered en sy's nie gered nie, of hy's nie gered nie, en al hierdie kritiek teenoor mekaar lewe, sal ons nooit in 'n huweliksverhouding kan groei en saam een kan wees nie. Die Bybel sê, laat ons dan mekaar nie meer oordeel nie. Maar besluit dit liewer om nie 'n hindernis of 'n struikelblok in die weg te lê nie. Ek wil jou vra, sit jou vinger op jou mond wanneer jy kritiek teenoor jou vrou wil lewer. Ja, daar kom tye waar 'n ou moet oor dinge praat. Dis verseker so dat 'n man en 'n vrou sekere dinge het waaroor hulle moet gesels. Doen dit in die liefde van Christus, met die gesindheid van Christus, met die doel om 'n oplossing te kry wat Christus sal verheerlik, om die huweliksverhouding te versterk, die gesin te laat groei, dat ander mense kan sien, maar hierdie man en vrou het hierdie hekkie in hulle lewe oorkom in die krag van die Heilige Gees deur die waarheid van die woord. 'n Tweede vraag wat ek jou wil vra, is jy toegewyd in jou huweliksverhouding? Is ek toegewyd in my huweliksverhouding? Met ander woorde, is daar 'n hoë mate van toewyding aan mekaar? Die Bybel sê vir ons, wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Nou weer eens sê ek vir u, baie keer verwys die Bybel na die verhouding wat daar tussen broeders moet wees in 'n gemeente, maar dit sluit ook elke ander verhouding in. U moet tog nie dink dat die ander verhoudings nou uitgesluit is van wat die skrif sê nie. Ek sê weer vir u, is daar 'n hoë mate van toewyding aan mekaar. Dikwels hoor ek dat 'n man, en ek het 'n geval gehad in een van my gemeentes, die man is by die oggenddiens, hy's by die aanddiens, hy's by die bidhuur. As sy vroue bidhuur het kon gaan, sal hy seker daartoe ook gegaan het. En ek wil vir jou sê, elke funksie by die kerk is hy daarson, en as hy praat hy oor hierdie vrou van hom wat nie die Here wil dien nie, en sy vrou wil nie die pad met die Here stap nie, en hy is so agteraf en agterbaks, en later hoor jy watter boosheid hy mee in sy lewe besig is. En toe besef ek, vriende, hier's die probleem. As jou verhouding met jou vrou nie gesond is nie, is jou verhouding met God nie gesond. Ek gee nie om wat jy sê nie, ek gee nie om wat jy dink nie, ek gee nie om hoe jy daaroor voel nie. Jou verhouding met God, wanneer dit gesond is, sal jou verhouding met jou vrou gesond wees. Die Here sal deur sy Gees ook vir jou genade gee as daar spanning is, om dit op 'n Bybels verantwoordbare manier te hanteer. Hoor wat sê die Bybel? Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde, die een met die ander voorgaan in eerbetoning. So wat moet jy doen? In plaas van kritiek heeltyd te lewer, komplimenteer haar. Miskien doen sy iets wat jy nie voel is reg nie, maar dank die Here en dank jou vrou vir dit wat sy reg gedoen het. Probeer haar aanmoedig in die plekke waar sy tekort skiet. Met jou man dieselfde. Moenie hom nie heeltyd probeer afbreek nie. Nou kom vrouens na my toe en sê hulle vir my, ag Dominee, jy weet, ek is eintlik die een met die sterker persoonlikheid in my huis. En sê ek vir die vrou gewoonlik, dan het jy nodig om meer te buig voor God, sodat jy onder jou man se gesag kan buig, want die Here het jou man as hoof aangestel. Nie ek nie, nie my kerk nie, die Here. Daarom vra ek jou, daarom pleit ek by jou in hierdie môre, dat jy werklik seker sal maak, as ek toegewyd in my huweliksverhouding, eer ek my man, eer ek my vrou, gaan ek hulle voor in eerbetoning, maak ek die lewe vir hulle makliker, of maak ek dit moeiliker, deur my kritiek en my tong wat soos 'n tweesnydende swaard is, en ek vernietig en ek verwoes, en ek dink, me, myself en I is reg. Ek wil vir u sê, ek raak baie keer so bietjie opgewonde as ek oor hierdie goed praat, want hoe sal die wêreld sien,
dat ons aan Christus behoort, as ons nie eens in ons huwelik Christus kan verheerlik nie. Daardie vrou wat vanaand saam met jou in die bed klim, en sy lê saam met jou in die bed, en daardie man wat saam met jou in die bed klim, en saam met jou in die bed lê, is die een wat God jou gegee het om jy een te wees. Luister, niemand kan daardie plek inneem nie. Daarom wanneer hierdie eenheid gebreek word, het die duiwel 'n groot slag geslaan, en watter hartseer gevolge beleef ons. Wanneer kinders uitmekaar geskeur word, huwelike, families, vriendekringe, omdat ons sonde nie, ek wil amper sê nie deel en uit ons lewens uitwan nie, maar so half met sonde heel en deel, wat later ons lewens vernietig. Ek wil vir u sê, sonde gee jou nooit wat dit beloof nie. 'n gesindheid in jou hart gee jou nooit dit wat dit beloof nie. Jy dink miskien jy het 'n magsposisie. Later word jy en die ander persoon gebreek, en bitterheid, en al hierdie goed word deel van jou lewe. Ons gaan môre 'n bietjie aangaan met die vrae wat ons gaan vra. Mag die Here ons wysheid gee en mag hy ons 'n eerlike hart gee om die vrae te beantwoord op 'n Bybels verantwoordbare manier. Mooi en 'n geseënde dag vir u verder. Tada.